Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Vandag kyk ons in Matteus hoofstuk 24 in. En die verse wat vir my uitspring is sommer die eerste twee. Matteus 24 vers 1 en 2. Wat sê, terwyl Jesus besig was om die tempelterrein te verlaat, het sy disippels nader gestaan om vir hom die verskillende tempelgeboue uit te wys. Maar hy het vir hulle gesê, ek verseker julle, al hierdie dinge wat julle voor julle sien, sal so totaal gesloop word, dat nie een klip bo op die ander een sal bly staan nie. My tema vanoggend is, beïndruk met verkeerde goed. Ek verbeel my die disippels loop daarso op die tempelterrein rond en hoe hulle aangaan oor hierdie groot geboue en hierdie indrukwekkende goed wat hulle sien. Al hierdie goed wat deur Herodes gebou was oor 'n tydperk van ongeveer 40 jaar. Intussen is hulle onbewus van die feit dat Jesus 'n dag of 2 van sy kruisiging weg is. Jesus vestig die disippels se aandag op die tydelikheid van al hierdie goeders wat hulle sien. Hierdie dinge gaan alles so vernietig word en dit het dan ook gebeur in die jaar 70 na Christus. Daarteenoor sal dit wat Jesus kom doen het en binne 'n paar dae sou doen van daar af aan die kruis en deur sy opstanding en dit wat hy alles kom vestig het en dan ook die verhouding tussen hom en sy disippels, daai goeders sal vir ewig en ewig bly staan. Nou doen ons nie ook maar dieselfde nie. Ons fokus op verkeerde goed. Jesus is in ons midde, Jesus is besig om goeders te doen, maar ons fokus op die uiterlike goed, die tydelike goeders. Ons bewonder ons aan groot geboue en vinnige karre en sterk nasies en ryk bankbalanse en sportprestasies. Hierdie goed is alles so tydelik. Dit alles gaan verbygaan. Dit beteken nie ons moet rondloop en soos doemprofete alles wat tydelik en materialisties is ons onttrek uit dit uit en neerkyk op dit nie. Maar ons moet dit sien en hanteer soos iets wat tydelik is. Daarteenoor moet ons besef dat God se koninkryk en ons getrouheid aan sy koninkryk en dit wat ons in sy koninkryk belê, die koninkryk wat in ons gevorm word, dit wat ewig is soos ander mense wat nooit sal vergaan nie, mense wat ewige wesens as ewige wesens geskep is, daardie goeders is baie belangriker. Dit gaan baie langer hou. En ons moet 'n groter bohaai oor dit maak. Ons moet meer tyd in dit spandeer, ons moet meer amper wil ek sê bekommerd wees oor daardie goeders. En seker maak ons belê in dit. Spandeer tyd aan dit wat ewig is. Kom ons fokus op die regte goed. Kom ons bid saam. Heilige Gees, fokus my aandag vandag op dit wat waar en op dit wat ewig is. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie, subscribe op die YouTube kanaal, like die video. Tot 'n volgende keer. Die Here seën jou.